Maandagoggend. Ons kontroversiële en stouterige vervolgboek Soveel Meer is afgehandel, maar nie vergete nie. Dit is op die YouTube kanaal vir enige iemand om na te luister en jy mag het selfs deel as jy dink iemand gaan het geniet. Ek sien dit nou na en skryf by wat ek nie wou of kon lees op die lug nie. Kinders luister en party dele daarvan is nie vir 'n kinders nie. As ek klaar is daarmee, gaan dit na Draft to Digital toe en jy mag dit later op een van hulle uitlate soos Smashwords of Kobo vind. Houd op, ek is nie meer op Amazon nie. Iemand het my daar af bevark. Maar gelukkig is daar ander deure wat oopgaan en ek sê net alle heil en seën vir jou ook. Dit gaan goed met my skryfwerk. Ek hoop jy het van met die drol wat jy in hierdie wêreld vervul. Op Facebook Afrikaanse audioboeke en stories free. Kan jy teruggaan en die skakel na al my audioboeke daar vind. Dis direk gekoppel aan die YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories #audioboeke. Jy luister gratis na enige iets daarop. As jy self wil lees, dan kan jy Google Adele Reinders, Kobo Ratkin of Smashwords en dan moet jy skryf Afrikaans. Die boeke wat reeds daar is, kan jy op jou tablet of waar ook al lees, waarskynlik jou laptop, selfs jou foon. Ongelukkig is die boeke nie in gedrukte vorm nie. Miskien is daar iewers 'n drukker wat bereid is om my boeke vir my teen billike prys te druk. Dan kan ek dit vir die mense wat daarvan hou om 'n boek in die hand te hou aanbied, want daar is nog al 'n hele paar van julle. Met soveel meer op die YouTube rak, is ek terug na die laptop in my kop, want die vraag is nou, waarheen hier vandaan? Daar is 2 rigtings om in te slaan, 'n nuwe boek, daar is een in die pipeline, en ja, dit kom. Maar daar is ook sekere van my ouer boeke wat ek wil oorskryf, nasien en byskryf. Vir hierdie week val die keuse op haar blerrie buurman, want hy is toevallig nog nie op Draft to Digital nie. Ek lees die boek weer, maar ek gaan dit ook op die YouTube kanaal sit. Nie 'n hoofstukke dag nie. Ek gaan die hoofstukke opsit, so gou as wat ek daarmee klaar is. So partykeer gaan daar selfs 2 of 3 hoofstukke 'n dag verskyn en dit gaan ook na ons selfoongroep toe. As jy op ons WhatsApp groep is, sal jy daar kan luister en jy kan dit met enigiemand deel. Jy is baie welkom. Anders hou die YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories #audioboeke dop en kyk soos wat hulle verskyn. Dan wag daar die nuwe projek waaraan ek tussendeur al begin werk het. Behalwe natuurlik vir die feit dat ek mos eintlik 'n potter is, 'n keramiek kunstenaar. Dit is my brood en botter en moet eers te kom, al is my hart by die skryf en die voorleeswerk. Maar die saak is nou so, ek is toe deur my telefoonlysie in my kop en toe spoor ek al die ou alleenlopers wat in baie van die ander boeke agtergebly het op. Grappie, nee, hulle hang sommer net in my kop rond. Die plan is om vir hulle manne en vroue aan te tree. Ek dink byvoorbeeld aan Davie Malan van Skaakspel van die Liefde, wat toe nie vir Nadia gekry het nie. En dan is daar natuurlik sy seun, Rudy ook. Wat gaan ons met hom doen? Daar is François Duval, die speurder, saam met wie Clarissa Clairvoyant, van die reeks met dieselfde naam 'n paar sake opgelos het. En dan is daar Dopies, of is hy eintlik Stefan Du Plessis, elke keer as hy 'n mooi nooi ontmoet, wat 'n draai rondom middernag gemaak het, 12 uur man, en later in die boek Die Buffelbil van Inyatikulu, maar hy kan mos net nie sy vroumense hou nie. En as jy maar weet, het die onderwyser Johan Kreinhou, wie sy vrou verloor het, en Tertius van Jammer Ma se swaar, wat ook sy vrou verloor het, albei die potensiaal om liefde te vind. Maar dan het ek vir julle Carlos de Ridder, die aantreklike Buster Spanjaard, en sy aardige sussie Shanina. Carlos is natuurlik vroubestand. Hy's goed vir almal, maar hy laat niemand naby aan sy hart toe nie.
Carlos en Janina is jare gelede weesgelaat toe die vliegtuig wat aan hulle pa behoort het, nou by Heidelberg neergestort het, reg aan die voete van 'n bloody joernalis, met hulle ouers en suster aan boord. Hulle twee het by ouma in die Kaap agtergebly. Hy was besig om matriek te skryf en sy was nog baie klein. Maar dit is nie die rede hoekom hulle so half eienaardig is nie. Al was dit 'n bydraende faktor. Buitendien het dit baie bygedra met die feit dat Janina vreesbevange is elke keer as sy op 'n vliegtuig klim. Carlos besit 2 huise daar suid van die Kreerwiltuin. Een in Komatipoort en een in Marloth Park. Huise wat hy van hulle ouers geërf het. Dit is veronderstel om vir hulle 'n bron van inkomste te wees, maar meesal ontferm hy hom oor afvlerk duifies en miserabele en eienaardige wesens. Mense vir wie die lewe klappe uitgedeel het. En Janina gee nie om nie. Sy is in elk geval 'n suksesvolle persoon in haar eie reg. Sy sussie is tussen idees en tussen huise. En sy is baie hartseer. Sy kom kuier vir hom in Marloth Park met die as van haar lewensmaat Binkie in haar skouersak. Miskien sien sy kans om daardie as oor die wildtuin te gaan strooi. Daar by daardie uitkykpunt waar almal hulle geliefdes uit houtboksies, keramiekflesse en streepsakkies loslaat om vry met die wind weg te waai. Hierdie boek se naam gaan wees Kaptein Carlos se alleenloper begrafnisklub. Ek wou dit natuurlik Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band genoem het, maar daai titel is mos deur iemand anders geneem, en dis Engels, ek skryf in Afrikaans, grappie. Net soos soveel meer gaan hierdie boek ook 'n eksperiment van 'n ander soort wees. Julle gaan komplekse mense ontmoet met probleme. Ons gaan sommige mense van hulle probleme verlos, maar ander mense se probleme gaan groter word. Dit gaan nie noodwendig 'n vervolgboek in die ware sin van die woord wees nie, want ek gaan elkeen sy eie storie skryf, sodat dit op hulle eie kan staan. 'n Volledige storie vir elke episode of hoofstuk, van die begin tot einde. En ek gaan ook nie elke dag en lees en skryf nie. Julle sien mos ek's besig man. En hierdie storie gaan lank wees. Daar is sekere karakters wat die pad saam met ons gaan bly loop, totdat die boek sy laaste asem uitblaas. En een is natuurlik die aantreklike Carlos de Ridder. En ons ander held gaan wees François de Waal, wat soms weer sy neus in hierdie boek gaan speurder hou. Dink ek, maar ek is nie seker nie. Die klomp het mos gewoonlik verskriklik baie geheime vir mekaar, maar veral vir jou en vir my. Van die ouer stories kan jy nou gaan luister op die YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories, #audioboeke. As jy net is hier by ons, gaan na podcasts of snitlyste op hierdie kanaal, dan sien jy die volboeke se titels. Maak oop by sien alles en dan luister jy so hoofstuk vir hoofstuk sonder onderbrekings. Jy sal sien, daar is miskien 'n advertensie in die begin, 'n advertensie aan die einde, maar ek laat nie advertensies in die middel van enige van die stories toe nie. Ek haat dit om self na iets te luister en dan skielik eensklaps is daar 'n advertensie. Nee, ek maak miskien nie soveel geld as ek nie na daai advertensies sou luister nie, of toelaat nie, maar in elk geval, dis ongemaklik vir my, so ek doen dit ook nie aan jou nie. Onder die snitlys, korter volledige Afrikaanse liefdesverhale, gaan jy volledige stories vind, wat jy in een sessie kan deurluister. Dit is daai een met die hartjie en die 2 duifies vir haar hang. So gaan kyk na die prentjie. Die meeste boeke wat ek geskryf het, is al op Kobo, Rateken, as jy self wil lees en nie lus het om te luister nie. Maar daar's egter mense wat moeilik lees.
mense wat swaksiende en selfs heeltemal blind is. So as jy weet van so iemand, help hulle man, gaan kry vir hulle die stories en wys vir hulle om daar te kom. Dan is daar mense wat aansterk na operasies, mense wat moet lê op hulle rug met toe oë, hulle kan lekker luister na die stories. Julle wat aan slaapapnee ly, daar in die middel van die nag, kry net vir julle oorfone, vir julle selfone. Dan is daar ook mense wat lang pad ry en oor die Bluetooth in hulle kar wil luister. Daar is sekere stories wat jou Kaap toe en terug gaan neem, so lank is hulle aan, soos daai ene van gek oor haar eie Afrika ondier. Ek dink as jy nou aanskakel, ry jy Kaap toe en as jy omdraai en terugkom, dan moet jy die laaste stukkie voor jou huis in die kar nog sit en luister, so lank is daai boek. Daar is stappers en mense wat met hulle hande werk en vervaardig om te oorleef. Vir hulle is die stories ook lekker. Maar veral wil ek by julle alleen mense gaan kuier. Daai oukies, wat dink jy is vergeet, deur jou mense, jou kinders, deur die lewe, jou vriende. Jy is nie alleen nie. Ek is hier om in te sluip en vir jou 'n storie te lees. Ek onthou vir jou, so sit so lank die ketel aan, maak koffie en nooi my in. Dan sê ek mos vir jou, dankie sussie, en dankie boetie, dat jy saam luister. Hopelik gaan ons nog lank en lekker saam kuier op hierdie kanaal. Net een versoek, as jy van 'n storie hou, of jy vind uit in die ouer stories, dat dit bietjie swak gelees is, of baie foute in het, skryf asseblief vir my dit in die comments. Ek wil party goed regmaak of oordoen, want dit is mos my legacy, my erfenis aan jou, en almal wat vir baie jare, nadat ek my oë finaal toegemaak het, nog hierna sal, wil en kan luister. Maar nou eers gaan ek werk aan haar Blerrie Bierman. Staal jouself, as jy nog nie geluister het nie. Dit is 'n oorlog, wat die straat van Harmoes na iets baie klein gaan laat lyk. As jy dit dalk tevore geluister het, hoop ek jy hou van ons nuwe uitgawe ook. So sê vir my wat jy daarvan dink, en mooi bly. Dankie dat jy my luistermaat is op die YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories, #audioboeke.